Goeiedag julle. Ons gaan nou weer hierdie week voort met katekisasie en ons kom in hierdie week by les 18 en in les 18 gaan het oor die geboorte van Jesus en sy kinderjare. Julle sal sien in die katekisasie handleiding voorin by die lesplan is die leesgedeeltes Lukas 2 en dan ook Matteus 1 vers 18 tot by hoofstuk 2 vers 23. Ek gaan hier in ons toerusting egter net fokus op Lukas 2 en ek doen dit so omdat ons in les 17 by Lukas 1 was en dan het ek dit goed gedink dat ons nou aanbeweeg na Lukas 2 toe. En in Lukas 2 kry ons die geboortegeskiedenis van Jesus in vers 1 tot 7. In Lukas 1 het ons die aankondiging van die geboorte van Jesus gekry. Ons het ook die aankondiging van Johannes die Doper gekry. Johannes die Doper is 'n baie belangrike figuur en ons sal nog meer oor hom leer as ons in ons volgende lesse. Maar sy groot doel is om aan te kondig dat die tyd aangebreek het waarin die Here self in hierdie wêreld inkom om sy koninkryk te laat kom. En die Here self kom in hierdie wêreld in en deur Jesus Christus, wat tegelykertyd waarlik God en waarlik mens is, om sy koninkryk laat kom. Johannes die Doper is die aankondiger daarvan. Hy sê, daardie tyd het nou gekom. Die Ou Testament profete noem dit die dag van die Here. Julle kan bietjie kyk in die toerusting by les 17, as julle gedagtes daaroor wil verfris. Maar in elk geval, in hoofstuk 1, die aankondiging van Johannes die Doper, sy geboorte, aankondiging van Jesus se geboorte. Johannes die Doper is intussen gebore, so 6 maande voor Jesus, en hier in hoofstuk 2, kom ons nou by die geboorte van Jesus, vers 1 tot 7. Dan kry ons in vers 8 tot 20 die aankondiging van die geboorte van Jesus aan herders, daar in Bethlehem waar Jesus gebore word. In vers 21 tot 24 het ons te doen met Jesus se besnydenis, en ook offers wat vir hom gebring word, en vir sy ma Maria gebring word in die tempel. Dan kyk wat leer ons daaruit. Dan daar in die tempel ontmoet Simeon en Anna ook vir Jesus en vir Josef en Maria. Dan kyk wat leer ons daaruit. En dan in vers 40 tot 52 kom ons by Jesus se grootword jare. So kom ons gaan 'n bietjie nou dieper in hierdie hoofstuk. Nou soos ek gesê het, in vers 1 tot 7 gaan dit oor die geboorte van Jesus. En hier is natuurlik 'n magter menigte van goed wat ons hier kan uithaal, is ryk. Ek het gedink, ons moet hier net een ding uithaal. En dit is die groot tema waarmee ons eintlik nog die hele jaar mee besig is. Hoe sien 'n mens dit hier in Lukas 2, daai groot tema? In die eerste 3 verse staan daar, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus vir die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En nou moet ons hier raak sien, keiser Augustus. Keiser Augustus is hierdie magtige mens. Hy regeer oor die magtige Romeinse wêreld en is regtig magtig. Dit strek in die weste, sy westelike grens is in Engeland, sy oostelike grens is by Indië, sy suidelike grens Noord-Afrika, sy noordelike grens hier in die middel van Wes-Europa. Geweldig groot, oor die hele bekende wêreld van daardie tyd omtrent regeer keiser Augustus en hy is besig om die grense van die wêreldryk van hom uit te brei en uit te bou. Maar baie belangrik, keiser Augustus is in opstand teen God. Keiser Augustus is slangsaad. Dit moet ons terugvat, moederbelofte toe. Die groot tema waarmee ons nog die hele jaar besig is. God het sy goeie skepping in die begin, ons kan sê sy koninkryk in die begin. In die goeie skepping kom Satan in die slang. Hy verlei Adam en Eva, daar gebeur 'n rebellie in die koninkryk van God, dis die sondeval, Genesis 3. Na die sondeval moet die mens uit die tuin. Maar dan is daar dadelik God se wonderlike moederbelofte.
God kom in genade en liefde na ons toe. Ons verdien niks daarvan nie, maar God kom. En hy maak 'n moederbelofte. Hy sê, ek stel vyandskap. Hy praat met Satan daar in Genesis 3 vers 15. Hy sê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou. Dis wonderlike genade, want dit beteken, die Here red die vrou, hy ruk haar los uit daardie slawebande wat sy in sit onder die heerskappy van Satan en sonde, en hy bring haar terug na hom toe. Daar is die vrou uit genade alleen weer 'n dogter van God. En dan praat God verder, hy sê, ek stel vyandskap Satan tussen jou saad en haar saad. Dit sê, daar gaan 'n ongelowige wêreld mensdom wees, in opstand teen God. Keiser Augustus is op hierdie stadium, kan ons amper sê, hy is hoof van daardie opstandige mensdom in opstand teen God. Maar dan is daar ook ander, die saad van die vrou. Dis die ware gelowiges deur die eeue. En dan maak die Here ook nog 'n belofte. Hy sê, en hy sal jou kop vermorsel, Satan, en jy sal hom in die hakskeen byt. Hy is een van die kinders van die vrou. Hy sal Satan se kop vermorsel, maar Satan gaan hom in die hakskeen byt. En dit sê, hierdie oorwinning gaan nie kom sonder lyding nie. En nou kon ons in hierdie jaar al eintlik daardie storie lekker volg. Daardie kind wat kom om Satan te oorwin en die koninkryk van God weer te bring, kom uit die geslag van Adam en Set en Noag en Sem en Abraham en Isak. En dis waar ons gestop het met ons katekisasie in die Ou Testament. Ons het gestop by Isak. Uiteindelik kom Jesus uit Isak uit en ons is nou by sy geboorte. En so kom God binne in hierdie wêreld in deur Jesus wat kom uit die geslag van Adam en Set en Noag en Sem en Abraham en Isak. Kom God in hierdie wêreld in om oorwinning te bring oor hierdie magtige wêreld mensdom onder leiding van Satan. En uiteindelik gebeur dit by Jesus se wederkoms. Dit begin al gebeur by sy eerste koms en het hy gekom. Daardie oorwinning het dus nou begin gebeur. En ek dink dis die ding wat ons hier moet uithaal vir ons kinders. Kyk, die Here het beloof daar in die moederbelofte. Daar kom een wat oorwin. Daar kom een wat oorwin en verlossing bring. Hy oorwin Satan en die magte van Satan en hy bring verlossing uit die mag van sonde en uit die mag van Satan. Dit is wie hierdie verlosser is en nou is hy gebore. Dis die belangrike ding wat ons moet uithaal in vers 1 tot 7. Natuurlik is daar nog ook van baie ander detail wat wonderlik is en waarop mens kan ingaan, maar ek dink hierdie is een groot ding wat ons moet uithaal. En so hou ons die groot storie van die Bybel en kry ons dit in ons kinders se koppe. Ek dink dit is belangrik om daai groot storie in hulle koppe te kry. Kom ons gaan 'n bietjie aan. In vers 8 tot 20 lees ons nou van hierdie herders. En wat is die belangrike tema en goeders wat ons nou weer hier moet uithaal? En ek dink die belangrike goed kry ons eintlik in vers 1 tot 14. Ons gaan die hele storie lees tot by vers 20. Hoor my na vers 1 tot 14. Vers 8 tot 14, daar kry ons die belangrike goed. Ons lees die hele storie van vers 8 tot by vers 20. Maar dan die belangrike tema goed wat ons moet uithaal, kry ons veral dink ek eintlik in vers 10 tot 14. Kom ons lees net vers 8 tot 14. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Kan jy dit indink nie? En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Dis die eerste ding wat ons vir ons kinders moet doen, wat ons kinders moet wys. Ons leef in 'n wêreld na die sondeval. Ons nou terug gaan na hierdie prentjie van ons. Ons leef in hierdie wêreld. Hierdie wêreld is 'n wêreld buite die tuin. Dis 'n wêreld buite die God se goeie koninkryk in die begin. Ons leef in 'n wêreld waarin daar sonde is. Ons leef in 'n wêreld waarin daar lyding is. Ons leef in 'n wêreld waarin daar dood is. Ons leef in 'n wêreld onder die oordeel van God,
Ons is sondaars onder die oordeel van God. Dis ons krisis. Dis ons krisis. Nou kom die Here en hy sê, nou kom die Here in hierdie wêreld van ons in deur Jesus Christus en nou kom vertel hy vir die boodskappers deur 'n engel, luister, hierdie Jesus is gebore en dis 'n goeie boodskap, dis 'n boodskap wat blydskap bring. Hoekom bring dit blydskap? Want dan staan in vers 11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker. Die saligmaker. Hier word 'n verlosser vir ons gebore. En dan staan daar in vers 12 en dit sal vir julle die teken wees, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, wat in 'n krib lê, en dit is natuurlik wat nou daar in vers 1 tot 7 gebeur het. En dan staan daar vers 12 en skielik was daar saam met die engel menigte, saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Dit is wat hierdie verlosser gaan bring. Hy gaan uiteindelik vrede bring. Hy gaan Satan vernietig en die koninkryk van God bring waar daar vrede is. En dan sien ons in dit alles net die liefde van God, daar in die laaste deeltjie van vers 14 staan. Vrede op aarde en mense 'n welbehae. God se guns kom na die mense toe uit liefde. So dit is wat ons hier moet wys. Hierdie ding dat Jesus gebore word en hier in die wêreld inkom, is 'n blye boodskap, want hy is die verlosser. Hy bring verlossing en hy bring vrede. Nou, as ons nou aanbeweeg na vers 21 en vers 24 toe, dan gaan ons meer leer oor hierdie verlossing wat Jesus vir ons bring. Nou kom ons lees 'n bietjie vers 21 tot 24. Jesus is dan gebore, hierdie geboorte is aangekondig aan die herders, en dan staan daar in vers 21, en toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, dis nou vir Jesus, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is oor die ontvangenis in die moederskoot. Nou onthou, ons het nou al geleer van die besnydenis in Genesis 17. Ek gaan nie nou dieper daarop ingaan nie, maar Jesus word nou besny soos alle Israelitiese kinders of seuns besny moet word. En dan staan daar, en nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open sal heilig wees, sal heilig vir die Here genoem word. En om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here. Nou, mens lees hier van 'n klomp goed wat mens dalk nie heeltemal verstaan. En mens moet behoorlik goed ingegrawe wees in die boek Levitikus om alles te verstaan wat Lukas hier vir ons skryf. Maar nou hoef ons nie Levitikus te gaan opstudeer om alles te verstaan. Dit wat ons hier moet raak sien is, kyk hoe word wet van die Here herhaal. Alles wat hier gebeur volgens die wet van Moses, vers 22. Dan kry mens dit weer vers 23. Soos geskrywe is in die wet. Vers 24 weer, volgens wat gesê is in die wet van Here. Alles wat hier gebeur met Jesus en met Maria en met Josef gebeur, omdat die wet van die Here so sê. Nou, wat sê dit vir ons? Wat beteken dit? Ek dink die apostel Paulus leer vir ons iets in Galasiërs 4 vers 4. Hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Nou, dis 'n belangrike ding. En ons begin ook die verlossing wat Jesus vir ons bring, weer te verstaan, as ons hierdie raak sien. Alles wat hier met Jesus gebeur volgens die wet. Dit sê Jesus staan onder die wet.
Jesus is gebore onder die wet. Nou, wat dit beteken is dat, of wat ek so sê, as ons praat van onder die wet, dan moet ons sê, ons is ook onder die wet. Jesus kom leef saam met ons onder die wet. Maar, Jesus is op 'n ander manier onder die wet as ons. Ons staan skuldig onder die wet. Ons is saam met Adam en Eva rebelle, ons het sonde gedoen en ons doen elke dag sonde. En daarom staan ons skuldig onder die wet en daarom ook onder die oordeel van die wet. Ons is slawe van sonde, ons is slawe van Satan en ons staan onder die wet en dan skuldig onder die wet, ons die wet kla ons aan. Nou kom Jesus in die werklikheid in en hy is ook onder die wet. Maar dan sonder sonde. Jesus doen nie sonde nie. Nou is die vraag, hoekom kom Jesus so onder die wet in? Nou, dit is wat ons gaan agterkom in die volgende gedeelte van Lukas. As ons aanlees dan op hoofstuk 2 vers 25 tot 39. Kom ons lees dit so bietjie. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het. Dan hoor vir Jesus sou gesien het. En hy het deur die Gees in die tempel gekom. Nou, Maria en Josef is ook op daardie stadium op die tempel en nou lei die Heilige Gees vir hierdie Simeon tempel toe. En toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, daar's dit weer, het Simeon vir Jesus in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u berei voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. Ons stop 'n bietjie daar. Hier word Jesus gebore, vers 1 tot 7. Hy is die een deur wie God sy koninkryk laat kom. Hy kom hier binne in die koninkryk van die mens in opstand teen God. Kom hy in. Dan is daar herders. En die engel vertel vir hulle, luister, Jesus is gebore. En dis 'n blye boodskap. Dis 'n blye boodskap. Hoekom is dit 'n blye boodskap? Nou, ons kom al hoe meer agter hoekom dit 'n blye boodskap is. As ons aanlees na vers 21 tot 24, en ons sien dat Jesus is gebore onder die wet. En dan word hierdie boodskap nog blyer as Simeon sê, my oë het nou die verlossing gesien. Jy sien, Jesus kom in hierdie situasie van ons in. Hy kom om die Satan se kop te vermorsel. Hy kom om die mens in opstand teen God te verwoes. Hy kom om die koninkryk van God te laat kom. Dis vers 1 tot 7 wat ons dit raak gesien. Maar hy kom vir meer. Hy kom ook vir sondaars in hierdie wêreld. Sondaars wat in hom glo en na hom toe bekeer. Vir hulle laat hy deel in die verlossing. En ons is sondaars onder die wet, aangekla deur die wet, onder die oordeel van God, maar Jesus kom hier in, vernietig Satan, hy laat die koninkryk kom, en vir elkeen wat in hierdie wêreld onder die oordeel van God is, maar hulle Christus besef en na Jesus toe bekeer, kom Jesus ook as die verlosser om ons te verlos uit die wet, om ons los te koop uit die oordeel van die wet, sodat ons kinders van God kan wees, wat deel kan wees uiteindelik van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis hoekom Jesus kom. En nou sê Sagaria dit, my oë het die verlossing gesien, wat u berei het
voor die oë van al die volke. So dis verlossing nie net vir Israel nie, dis vir al die volke, ook vir my en jou. Vir ons en ons kinders hier om die huisgodsdiensttafel. So sien julle die prentjie hier in hoofstuk 2 van Lukas. Eers Jesus word gebore binne in hierdie tyd van magtige keiser Augustus. Hy laat God se koninkryk inbreek in hierdie wêreld in opstand teen God. Hy laat die koninkryk van God kom. Herders hoor hierdie blye boodskap. Dis 'n blye boodskap omdat ons wat glo in Jesus ook kan deel in die verlossing wat hy bring en in die koninkryk van God wat hy bring. En Jesus verlos ons vanuit onder die wet uit, want Jesus homself onder die wet in, en hy verlos ons daaruit, hy verlos ons uit die oordeel van God. Dis wat Jesus doen. En ons moet dit raak sien hier. Veral Simeon sê, my oë het nou die verlossing gesien. En dan is daar Anna, hierdie ou tannie. Ons lees van haar daar in vers 36. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Phanuel, uit die stam van Aser. Sy was op 'n baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en het met vaste en gebede God gedien nag en dag, en sy het in dieselfde uur ook daar aangekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal wat in Jerusalem was, wat die verlossing verwag het. Anna gaan vertel hierdie wonderlike boodskap en ons hoor dit ook vandag. Ons en ons kinders, kyk die wonderlike verlossing. Die herders hoor dit, Simeon sien dit, Anna sien dit, sy vertel daarvan, ons hoor daarvan, dit moet ons blydskap bring, want Jesus kom onder die wet om die wat onder die wet skuldig staan te verlos, en ons te laat deel in die koninkryk wat hy bring as hy Satan oorwin in die nuwe aarde wat aanbreek. Nou, dit bring ons nou by die laaste gedeelte van Lukas 2, en dit is Jesus se grootwordjare. Nou, het is baie interessant as mens nou hierso lees in vers 40 tot by vers 52, dan het nie so amper 'n toebroodjie struktuur. Vers 40 en vers 52 is die 2 broodjies. En tussenin gebeur daar 'n belangrike storie. En weer eens is hier geweldig hoeveel detail, maar ek dink die belangrike ding wat ons moet raak sien van Jesus is dat vers 40 en 52 was ons, hy is nie regtig 'n mens, hy word groot. Daar staan uit die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees. Dit is vol van wysheid. Vers 52 staan nog, hy toegeneem in wysheid. En genade by God en by die mense. En dit wil vir ons vertel van die Jesus, wat eintlik net is soos 'n mens moet wees. Hy's 'n volmaakte mens. Hy neem toe in wysheid. Wysheid beteken, volgens Job 28 vers 28, dat jy die Here vrees en afwyk van kwaad, en Jesus doen dit volmaak. Jesus is die volmaakte mens wat vir God leef, en ons sien dit in Jesus se grootwordjare. Hy is sonderloos, absoluut sonderloos. Hy neem toe in wysheid. Sy godsvrees is net van een volmaakte stuk godsvrees na die volgende volmaakte stuk van stuk godsvrees. Nie een stuk sonde nou nie, ons sien Jesus daar. Maar dan, in vers 41 tot 51, is daar 'n spesifieke verhaal oor Jesus. Wat gebeur as hy 12 jaar oud is? En in daardie verhaal, wat Lukas vir ons neerskryf, gaan dit oor Jesus wat saam met sy pa en ma na die Pasga toe gaan in Jerusalem. En dan bly Jesus agter in Jerusalem, Josef en Maria kom dit hier agter nie, terwyl hulle op pad is terug huis toe, Nasaret toe kom hulle agter, maar Jesus is nie daar nie, en hulle is vol angs en hulle soek hom, en dan kry hulle hom na 3 dae in die tempel. Nou, weer eens hier word 'n klomp goed gesê, maar ek dink die ding wat ons kinders moet uitlig, is daar in vers 48 en 49. Uiteindelik kry Josef en Maria hom in die tempel, en dan sê Maria, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek
het jou met angs gesoek. En mens kan jy dit indink nie. En dan sê Jesus, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees? En wat ons hier moet raak sien is dat Jesus wys vir ons hier is die eerste woorde van Jesus in die evangelie, hier praat hy nou die eerste keer. En die eerste keer as hy praat, wanneer ons hom hoor praat, dan sê hy, ek moet in die dinge van my Vader wees. So Jesus is die volmaakte kind, die volmaakte 12-jarige kind, volmaak sonder sonde, vers 24. Maar dan sê hy vir sy ouers, ek moet in die dinge van my Vader wees. En van wie praat hy daar? Nou van sy Vader in die hemel, van God. En so wys hy vir ons ook, dat hy nie net die volmaakte kind is, maar ook die volmaakte seun van God, self, wat na ons toe kom, om Satan te oorwin, die kop van Satan te vermorsel, die koninkryk van God te laat aanbreek. Hy kom ook na ons toe onder die wet. Hy kom self onder die wet in. Maar dan as die onskuldige, volmaakte mens wat tegelijkertyd ook God is, kom hy in die wet in. Sodat elkeen wat in hom glo, nie in sy oordeel wat hy bring oor Satan en Satanse mense sal deel nie, maar kan deel in ewige lewe op die nuwe aarde. En dis ons Jesus moet raak sien in hierdie hoofstuk. Ook hier in die laaste gedeelte waar ons kyk aan Jesus se groot verklaring. Die volmaakte mens, volmaak God. Hy kom om die moederbelofte te vervul en in elkeen wat in hom glo te laat deel in daardie verlossing wat hy bring. Ons deel dit met ons kinders en kom ons bid ook vir mekaar in hierdie week om dit aan hulle oor te dra.